Potgieter het daagliks klein patrollies van 6 tot 10 man uitgestuur om vas te stel wat die Matabele se planne was. 'n Paar dae later het die trekkers van 2 bevriende Petaongs berig gekry dat hulle 'n groot Matabele mag by die Valrivier op pad na die boere gesien het. Volgens JGS Bronkhorst het 2 Mantatese die boere 3 dae voor die aanval van die naderende Matabeles gewaarsku. 'n Boodskapper was na die trekkers langs Valsrivier gestuur om hulp te verkry. Daar was gehoop dat almal by mekaar sou aansluit, maar hierdie groep het in Der Haas opgepak en na Blesberg getrek. Umselekatse het tussen 5000 en 6000 van sy krygers onder Kalipi op die spoor van die waans uitgestuur met die doel om die mans uit te roei en om hul vroue, kinders en besittings na hom te bring. Bronkhorst was die enigste wat die getal Matabeles op 9000 geskat het. By vegkop het die trekkers, wat hoofsaaklik bestaan het uit Sarel Silje se trekgeselskap, reeds al 50 of 51 waans in 'n sirkel getrek. Volgens Myntjies en Kloete het die laar uit 2 konsentriese vierkante bestaan, maar volgens ooggetuies soos Bronkhorst en Lukas van Vuren was dit sirkelvormig. In die middel van die laar was daar wel 'n sentrale laar van tussen 4 en 8 waans opgestel om as skuiling vir die vrouens en kinders te dien. Die sentrale kamp was voorsien van harde diervelle en 'n dak van planke as skuiling teen assegaaie. Volgens Potgieter en Tennyson het die laar bestaan uit 'n vierkant van 40 waans met 2 waaforte, dit wil sê skiethokke. Waaforte was klein vierkante van 4 waans wat op 2 van die laar se hoeke uitgebou was om die voorkant van die waamuur met kruisvuur te kon bestryk. Die lang gras voor die waans was platgevee deur doringbome aan beeste te heg, wat dan oor die gras gejaag was. Kameeldoringboomtakke was tot tenthoogte om en tussen die buitewakering as ook tussen die wiele aangebring en met kettings of rieme aan die dusselbome en wiele geheg. Volgens Van der Merwe het die buitesirkel van die laar uit 46 waans bestaan, die omtrek waarvan 625 voet en die deursnit 198 voet was. Volgens Duwenage se berekening moes die laar 'n omtrek van 210 tree en 'n deursnit van 66 tree gehad het. Die waans was ook aan mekaar en aan pale wat aan die binnekante van die wiele in die grond ingeslaan was met osrieme en kettings geheg om stewigheid aan die waakring te verseker. Lopers en koels was gegiet en die koels verder oor kruis gekeep om groter trefkrag te verskaf. Tinborde en terneetgerei was gesmeld waarin die lopers gedoop was om sodoende die lopers se oppervlak met 'n harde metaal te omsluit. Oor die aantal weerbare manne wat in die laar teenwoordig was, bestaan daar meningsverskil in nagelate geskrifte en die getal wat aangegee word wissel van 33 tot 40 man. Volgens Hendrik Potgieter se seuns was daar 36 of 37 man. 35 volgens JGS Bronkhorst en Sarel Silje se seun gee die aantal aan as 33 man en 7 jong seuns wat gewere kon hanteer. Dit is nie duidelik of die paar kooi bediendes in die laar wat ook kon help skiet bygereken was nie. Sarel Silje gee ook die getal van 40 weerbare manne en seuns. Onder die seuns was daar die 11-jarige Paul Kreer en Sarel Silje se oudste seun. Nicolas Potgieter, Jan Silje en Joachim Botha was die dag voor die aanval uitgestuur om berig oor die naderende Matabeles te ondersoek en het die aand teruggekeer om dit te bevestig. Volgens Nathan het die Matabeles die aand omtrent 10 myl van die laar saamgetrek, vanwaar die boere hul vuur in die verte kon sien. Die aand het die trekkerwagte angstig die donker nag ingetuur en hul ore vir enige verdagte geluid gespits. 'n Patrollie van tussen 20 en 35 man waaronder Hendrik, Jacobus en Hermanus Potgieter, Sarel Silje, JP Botha, Piet Botha en Hermanus Steyn het die naderende Matabeles vroeg die volgende oggend tegemoet gery en hulle sowat 1 uur tot 1,5 uur te per in 'n noordelike rigting vanaf die laar teëgekom. Volgens Sarel Silje se seun het 33 man die oggend die Matabeles tegemoet gery, sodat daar by die laar slegs 7 weerbare skutters agtergebly het om die fort te hou. Oor die presiese datum van die aanslag bestaan daar onsekerheid. Professor Van der Merwe bereken dat die 20ste Oktober die mees waarskynlikste datum vir die aanval was. Nadat die boere die sowat 5000 of 6000 Matabeles onder aanvoering van Kalipi teëgekom het, was 1 man dadelik na die laar teruggestuur om die ander van die dreigende gevaar te verwittig. Die patrollie het tot sowat 50 tree van die Matabeles gery en hul perde ingehou. Die Matabeles het hurkend agter hul skildvelle gesit en ontbyt eet toe Potgieter en Silje hulle met 'n bidvlag genader het. Voor hulle was 'n tafereel van krygers in hul oorlogsgedrag van pluime, tiervelle en beesterte aan die boarms en kuite. Die 2 wou met die Matabeles deur middel van 'n kleringtolk onderhandel. Niet eens skiet alvorens ons met die swernote gepraat het nie, het Potgieter die burgers gewaarsku. Die boere het hul hoofde ontbloot met die hoop dat die Matabeles dit as 'n vredesteken sou verstaan. Waarom het die Matabele gekom om te moor en te plunder, het die tolk aan die swart massa voor hom gevra.
Die krygers het opgespring, Mzilikazi geskree en onmiddellik tot die aanval oorgegaan deur kieries en assegaaie te gooi. Potgieter het aan sy burgers geskree om te vuur. Die lopers uit die sannas het die aanvallers tydelik gestyg, maar weldra het hulle 2 flanke uitgestuur om die burgers te omsingel. Blykbaar het op daardie stadium 7 man na die Laar se rigting gevlug en die res in die steek gelaat. Die boere het hul skiet, vlug, laai, storm en skiettaktiek toegepas terwyl hulle in die rigting van 'n Laar teruggeval het. Na die geweer gevuur was, het die burger op sy perd gespring om te retireer terwyl hy gelaai het. Laaiery was 'n langsame proses en dit moes alles geskied terwyl die ruiter op die perd was. Kruit moes in die loop afgegooi word, daarna 'n vetlappie vasstamp in die laaistok, gevolg deur die sogenaamde rollkoel, waarna die pan met kruit gevul en die haan teruggetrek moes word. Wanneer daar vinnig geskiet moes word, was die vetlappie uitgelaat. Nadat die burger gelaai het, moes hy sy perd weer omdraai, die vyand bestorm, afspring en skiet. Elke boer, sy wapen en perd het 'n hegte en mobiele gevegseenheid gevorm wat heen en weer oor die gevegstoneel kon beweeg om aan te val waar dit die nodigste was. Hy was soos die centaur van die Griekse legendes, die man 'n voortvloeisel van die perd en die geweer 'n verlengstuk van die ruiter. Op 'n kort afstand was die groot kaliber pangewere effektief genoeg om 2 of meer aanvallers in 'n massa gelyktydig af te maai. Volgens Sarel Silje het hy die manoeuvres 16 keer herhaal en daarna reguit Laar toe gejaag. Volgens Van der Merwe het daar tydens die agtervolging omtrent 200 Matabele's in die stof gebyt. Naby die Laar het hulle ammunisie opgeraak en hulle het vrye teels terug Laar toe gelop om tyd te wen vir die laaste voorbereidings. Dit is omstreeks 12:00 die middag toe hulle by die Laar aankom waar 'n paar vreesbevange burgers verbygejaag het en hul familie en vriende aan hul lot oorgelaat het. Die verskeie herinneringe verskil oor die presiese getal wat gevlug het en die getal wat genoem word was so van 2 tot 7. Heel waarskynlik verwys die teenstrydigheid op die feit dat daar moontlik 2 vlugaksies was. Hendrik Potgieter se seuns het vertel dat 3 mans vlak voor die Laar weggeswaai en gevlug het. Volgens Jansen van der Merwe het 5 manne voor die Laar weggejaag, maar 2 het weer van plan verander en na die Laar teruggekeer. Die 3 manne wat in verskeie geskrifte genoem word en wat hul families en vriende op daardie kritieke oomblik in die steek gelaat het was Floris, ook bekend as Kort Floris Visser, Martinus van der Merwe Jr. en Lou Du Plessis. Die vlugtelinge het die aand van die geveg weer by die Laar aangekom, hoewel sommige skrywers beweer dat die 3 eers dae later druipsterk by hul familie en vriende aangesluit het. Volgens Lukas Jansen van Vieren was daar na die 3 se ontvlugting nou 37 deurbare mans en seuns in die Laar oor. Die enkele poort van die Laar wat bestaan het uit 'n afgekapte doringboom was oopgetrek om die ruiters in te laat. Die perde was ook in die Laar gebring, hoewel die vee aan hul lot buite die Laar oorgelaat was. 'n Eind van die Laar het een deel van die Matabele's op die beeste en osse afgepyl en omtrent 80 van die trekosse omsingel en geslag. Die Matabele's het in 3 groepe van sowat 2000 man buite die bereik van die voorlaaiers oorkant Heringspruit gaan sit en die vleis rou verorber. Sommige het al as 'n gaai teen die klippe geslyp en ander het uitdagende gebare in die rigting van die Laar gemaak. Die 150 mans, vroue en kinders het 'n stryd om die lewe en dood in die gesig gestaar en die vrouens het angstig die laaste lopers gegiet wat hulle in sakkies van 10 tot 12 lopers elk vasgewerk het. Die burgers was bekommerd aangesien die ammunisievoorraad te beperk was om 'n langdurige geveg te kon volhou. Verder was daar ook nog die bekommernis oor Klein Barend Liebenberg wat tog in die veld met die skape rondgedwaal het. Elke man het 'n skottel of bak met rolkoels, lopers en kruit op stoele en bakiste by sy aangewese skietplek in gereedheid gebring. Rolkoels het netjies in die loop gepas en op elk was 'n oorkruissnit gesaag sodat dit in 4 stukke kon breek wanneer dit die teiken tref. Sy 2 of 3 gewere was gelaai en het gereed gestaan vir die aanval. Sommige het die Matabele's onder die waans ingewag terwyl ander tussen die waans en op die leerbome gewag het. Omtrent 30 mans en 7 seuns het die sowat 6000 veteraan krygers, die beste skoktroepe van die verwoester sulkaats, die pad van bloed ingewag. Voor die Laar was 'n see van barbare uitgedos in monderings van aapsterte en beeskwasse aan die elmboë, knieë en enkels. Elk was voorsien van 'n bondskildvel, knopkierie, kort steekassagaai en 'n bombolwerp assagaaie. Van die vroue en kinders was byna hysteries van angs en Sarel Silje moes harde woorde gebruik om hulle tot bedaring te bring. Niemand maak 'n geluid as ons aangeval word nie. Anders sal dit net die vyand aanspoor as die vroue en kinders skree, het Sarel Silje gemaan. Niemand moet paniek versprei as iemand van ons mense gedood of gewond word tydens die aanval nie, het hy verder gesê. Saam met hulle onder Silje se leiding die hulp van die Almagtige afgevra en hy het Psalm 50 vers 15 aan die mense ter bemoediging voorgehou.
Lang spanningsvolle minute het in die warm son verbygesleep terwyl die trekkers gewag het om te sien wat die Matabele's wou doen. Volgens sekere weergawe het die mense ure in die spanning en stilte gewag dat die Matabele's moes aanval, maar volgens 'n ander het die aanval na sowat 1 uur gekom. Die presiese verloop van die geveg is nie duidelik nie, maar 'n benaderende voorstelling kan volgens die beskikbare weergawe weergegee word. Volgens sekere skrywers het een van die trekkers 'n wit lap aan 'n sweepstok gehys wat deur die huis van 'n wit skild gevolg was. Dit het egter die uitwerking gehad dat boodskappers tussen die 3 groepe Matabele's gehardloop het. Silje het Martha van Vuren gevra om Psalm 130 vers 1 in te sit toe die wag skree dat die vyand kom. Die Matabele's het opgespring in die laar met 3 of 4 rye diggepakte krygers omsingel. Volgens van 'n Merwe het die Matabele's die laar op 'n afstand van 300 tree omsingel waarna hulle weer gaan sit het. Hulle het die velsandale van Lofuta afgehaal en Assegaai op klippe geslyp. Silje het beweer dat hy vooraf opdrag gegee het dat hy self die eerste skoot wou skiet. Volgens Hendrik Potgieter se seun was die eerste skoot deur sy vader afgevuur en volgens Duvenage het die geveg om 11:00 die oggend begin. Die kort forsgeboude Silje het aan die linkerkant van die poort met 2 gewere stelling ingeneem en die vyand ingewag. Aan die voorpunt van die een regiment aan Silje se kant was 'n groot liggeklede Matabele wat wild en woes geskree en bokspringe in die lug uitgevoer het. Volgens Tennyson en Potgieter het Hendrik se broer Jacobus Potgieter daarna 'n rooi lap heen en weer geswaai om die aanvallers uit te lok. Ander ooggetuies beweer dat mevrou Botha, die vrou van Johannes Botha, 'n rooi lap vir die Matabele's sou gewaai het as teken dat bloed sou vloei en dat die Matabele's daarna in antwoord 'n rooi skild gehys het. Met 'n harde geskreeu en gefluit het die massa skielik opgespring en op die laar afgestorm. In 'n oomblik was die lug gevul met die geluid van geslaan op skildvelle, geskreeu en gesis uit duisende kele, terwyl stofdampe deur die naderende massa opgeskop was. Die eerste skoot het geklap toe die aanvaller sowat 25 of 30 meter van die laar was. Silje, die aanvoerder op die voorpunt se spronge met 'n skoot lopers kort geknip. Die knalle van die sannas gemeng met die rumoer en geskree uit duisende kele was oorverdowend. Oor die laar het daar binne oomblikke 'n blou kruitrook gehang. Dit het die sig belemmer en het weldra gemeng met die stofdampe wat die verboureerde perde in die laar opgeskop het. Na 'n kort verwoede geveg wat sowat 'n halfuur geduur het, het die Matabele's met 'n kermende geluid teruggeval en buite bereik van die voorlaaiers gaan sit. Volgens Sarel Silje se seun het die geveg plotseling geëindig toe die Matabele's gelyktydig omgespring en verskrik teruggeval het en buite trefafstand gaan sit het. Volgens Potgieter se seun het sy vader met 7 of 8 man uit die laar gestap om die Matabele's tot 'n aanval uit te lok. Die ander mans het met gewere in die hand op die waans en waakkuste stelling ingeneem. Potgieter en sy groep het 'n sarsie op die sittende Matabele's gelos en na die ander laar teruggeval. Agter hulle het 'n horde skreeuende krygers aangekom en heel waarskynlik die laar weer verwoed aangeval voordat hulle vir 'n tweede keer teruggeskiet was. Volgens Potgieter se seun het die groep die waaghalse die uitvalle 'n paar maal herhaal totdat die Matabele's hierna met 'n nuwe taktiek vorendag gekom het. Volgens hom het 'n aantal krygers net na die tweede stormloop op die veld agtergebly en doodgespeel, hopende dat hulle die boere buite die laar onkant sou vang. Die wakker oë van die verdedigers het gou opgemerk dat die lewendiges in die son lê en sweet het. Potgieter se seun het beweer dat sy vader opdrag gegee het dat die burgers uit die laar tussen die aanvalle moes uitgaan om die gewonde, swetende Matabele's dood te skiet. Skote het op die dooie krygers gereën en die oorlewendes moes in der haas vlug toe hulle sien dat hulle afgemaai word. Volgens van 'n Merwe was Potgieter se seun se weergawe op 'n hoë ouderdom neergeskryf en waarskynlik dis nie betroubaar nie. Dit is wel gedokumenteer dat die hele massa Matabele's later nader gestorm het om al Assegaai gelyktydig op die laar te werp. Swerms van die projektiele het op die laar gereën en mense en dier getref. Van die perde het losgeruk en in die laar rondgehardloop sodat die stofdampe en kruitdampe weer swaar oor die laar gehang het. Honderde Assegaai het soos eystervarkpenne in die sand binne in die laar vasgesteek. Sarel Silje het later vertel dat Piet Nieuwenhuisen se wa waar hy geveg het, 72 Assegaai steke ontvang het. Volgens myntjies was dit die afskeidsgroet van die Matabele's. Volgens Tennyson en Potgieter was die Assegaai aanval opgevolg deur 'n laaste en desperate poging om die waans te oorweldig. Die voorste Matabele's het gepoog om die doringtakversperrings weg te beur en die rieme om die doringtakke met Assegaai los te sny. Hulle het daarin geslaag om die waans 30 cm na buite uit die sirkel te verskuif. Ander het gepoog om 'n pad in die waans te baan deur hul skilde op die doringtakke te plaas en daarop te loop. Sommige wat nie neergeskiet was nie, het tussen die takke onder die waans ingekruip. Een Matabele het onder 'n baat tot teen Hans Grobler se seun wat langs die wa gesit het gekruip en hom 'n Assegaai wond in die kuit toegedien. Daarop het Grobler die Matabele onder die baat doodgeskiet.
Stefanus Fourie het 'n Matabele wat op 'n watertent geklim het met 'n skoot lopers in die buik afgeskiet. Voor die Matabele afgeval het, het hy sy spies na Lukas Janse van Vuren gegooi en die seun in die skouer getref. Een kryger het die agterstel van 'n wa bereik, van waar hy een assegaai na die ander in die laar ingeslinger het. Lukas Bronkhorst se vrou het die Matabele gewaar en aan Stefanus Fourie waarskuwing uitgeskree. Die Matabele se makkers het assegaai aangegee wat hy op die perde en trekkers gegooi het. Fourie het die Matabele van die wa afgeskiet sodat die kryger in 3 van sy eie assegaai geval het. Voor hy neergeskiet was, het hy reeds van die trekkers en perde gewond. Nog 'n Matabele het van 'n wa gegly op so 'n manier dat sy been in die wiele se speke verstrengel geraak het en waar hy ook later gevind was. Jong seuns het sy aan sy met Grysaard soos die 85-jarige Bart Harmse die verwoede aanslag op hul lewens probeer afslaan. Vroue soos Betta Barnors het gewere waarvan die loper reeds 4 warm geskiet was, vir hul mans gelaai terwyl ander met kookwater en byle enige Matabele bygedamp het by die laar wou inkom. 2 vroue het sy aan sy met hul mans op die Matabeles tussen die waans deurgeskiet. Sarah Swanepoel het 'n Matabele gewaar wat onder 'n wa deurgekruip het en terstond het sy die aanvaller se hand met 'n buil geamputeer. Volgens van 'n Merwe was dit Elizabeth Bronkhorst wat die Matabele se hand by Piet Botha se wa afgekap het. En volgens die skrywer het Sarah ook 'n Matabele se arm afgekap wat op die skildvelle na haar wa gehardloop het. Een van die 2 se lyke was later langs 'n pannetjie in die veld gevind met die kort gekapte ledemate in die water. Nog 'n Matabele se kop was deur 'n vrou met 'n buil oopgekloof terwyl 'n ander se skeel met 'n klip pap gegooi was toe hy die laar wou indring. Die 11-jarige Petronella Zacharia Botha en haar 15-jarige suster Sofia het langs hul vader J.P. Botha gestaan en so vinnig as moontlik vir hom gelaai en aangegee. Elizabeth Bronkhorst se bediende het met 'n tentpaal reg gestaan om alle ongewenste indringers daarmee by te kom. Geen Matabele kon daarin slaag om in die laar in te dring nie. Die Matabeles het die aftog laat die middag geblaas na hulle al die vee buite die laar versamel het om saam te neem. Al sissende met dreigende gebare het hulle noordwaarts tussen die koppe verdwyn. Direk na die geveg het 'n paar burgers tussen die lyke beweeg om die aantal gesneuweldes te tel. Volgens Sarel Silje die Matabeles 430 dooies as ook etlike gewondes op die slagveld agtergelaat en volgens Jansen van Vuren was daar 437 dooies buite die laar getel. Die gewondes was uitgeken aan die sweet op die liggame en daarna met assegaai afgemaak. 'n Onbekende getal dooie Matabeles het op 'n streep gelê soos hulle met hul aankoms en later met die agtervolging afgemaai was. Aan boerekant was die verlies 2 gedood en omtrent 14 mans gewond, terwyl daar ook 2 perde gedood en 14 gewond was. Volgens Gerdner was daar 7 perde in die aanval gedood. JGS Bronkhorst het die verliese op 2 gedood en 12 swaar gewond gestel. Die gesneuweldes was Nicolaas Johannes Potgieter, die broer van Andries Potgieter, en Petrus Johannes Botha, die skoonseun van Andries Potgieter. Onder die gewondes was daar Sarel Silje wat 'n assegaai wond net bo sy knie ontvang het, en volgens hofstede het hy dit uitgeruk om sy aanvaller daarmee dood te steek. Onder die swaar gewondes was kinders as ook een vrou wie se naam nie vermeld word nie. Die 2 gesneuweldes was nog dieselfde dag ter aarde bestel nadat Sarel Silje 'n dankdiens gehou het. Later het die trekkers die assegaaie binne die laar bymekaar gemaak en volgens Sarel Silje het hulle 1134 assegaaie opgetel. Die lemme was van die stele afgebreek, 'n deel daarvan begrawe en 'n deel vir gebruiksdoeleindes opgesmelt. Oor die verdere verloop van die gebeure bestaan daar uiteenlopende sienings. Volgens Sarel Silje het die boere die Matabeles net na die geveg buite die laar ter perd tot son onder agtervolg en 'n verdere 200 gedood. Hulle kon egter geen van hul geroofde vee tydens die agtervolging herwin nie. Volgens D.F. Creer was daar 'n patrollie die volgende dag agter die Matabeles uitgestuur, maar volgens JGS Bronkhorst het die tweede agtervolgingspoging eers 3 dae later plaasgevind. Dit blyk egter dat geen van die gebyte vee teruggeneem kon word nie. Hulle het slegs sowat 1000 dooie en geslagte diere op die Matabeles se spoor gevind en het dus met leë hande na die laar teruggekeer. Die trekkers het tussen 40.000 en 50.000 skape en bokke, 100 perde en tussen 4.600 en 6.000 trekoste en beeste as gevolg van die Matabele buitery verloor, wat meegebring het dat die laar nie verder kon trek nie. Hendrik Potgieter se persoonlike verlies het 5.000 skape, 300 beeste en 100 trekosse beloop. Die waatente was in flarde, maar die 3 lae seil waarmee die tente gemaak was effektief genoeg om gegooide assegaaie op te vang sonder om dit deur te laat. Een van die waatente het 375 assegaai-steke getoon. Na die geveg het die 9-jarige klein Barend Liebenberg wat tydens die geveg buite die laar skape opgepas het, tot groot verligting van die mense ongedeerd teruggekeer.
Al wat hy by hom gehad het by wyse van verdediging was sy sambok.